Wat sê dit? Die Ruach in my gees, my persoonlikheid, my lewe, moet uitstraal dat die Ruach my besit. Dat die Ruach my leer en lei in alle reg en waarheid. Ons is erfgename, Romeine 8 vers 17. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Halleluja. Dan is ons erfgename. Erfgename van Jahwe die Almagtige, dis God, en mede-erfgename van Yahshua, dis Christus. As ons, wie die bruid is, naamlik saam met hom, Yahshua lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Halleluja. Daar is 'n standaard gekoppel aan dit. Aan die einde van Openbaring 3:22 tydens Yahshua se wederkoms Barousha vir sy bruid. Dis wanneer ons gaan uitlewe. Word vervul tot die volheid van Jahwe ons Vader, Efese 3:17. Sodat Yahshua, dis Christus, deur die geloof in julle harte, dis nie harte nie, sielsdimensies kan woon. Julle naamlik sy bruid, wie in die liefde, wat 'n liefde, die liefde, die agape liefde, gewortel en gegrond is. Vers 18, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges, die bruid van Yahshua, ten volle kan begryp. Nie 45% of 90% nie, ten volle, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is. Nie, hy kom soos die dief van die nag nie. En niemand weet, die engele weet dit nie. Hoe kan die bruidegom op 'n afstap op 'n bruid en sy weet nie wat 'n uur gaan hy kom nie? Klink dit vir jou na sin? Jy sien, partykeer wat in plain Afrikaans sê, partykeer moet ons bietjie ons savvy gebruik ook wanneer ons Bybel lees. Maar jy weet, die ouens het so gewoond geraak dat die pastoor skep dit net in en die predikant skep dit net in. En as hy nie anders skep nie, dan kan ek nie self eet nie. Passies, dis net daarso, kan nie eet nie. Gaan luister na die boodskap, Prof. Hannes se preke, is jou naaldstring afgesny. Efese 3:9, en die liefde, die agape liefde van Jahwe, dis Christus, te ken, wat die kennis oortref, sodat julle naamlik die bruid, sy bruid, vervul kan word tot al die volheid van Jahwe Almagtig. Halleluja, dat hy sy volle wil in ons lewe, dis Jahwe, ons Elohim se liefde. Elke wie in Yahshua bly, 1 Johannes 3 vers 4, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Wat die sonde is, wetteloosheid. En julle weet dat hy, dis Yahshua, verskyn het, toe hy as kind 2000 jaar gelede gebore was, om ons sondes weg te neem, deur sy marteling en sy kruisdood. Elkeen wat hom bely, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie geken nie. En dis hoekom die wêreld lyk, so wat hy lyk daar buitekant. Hy sê, Johannes 3 vers 29, die bruid en die bruidegom, hy Yahshua, hy sê hy, dis Yahshua, wie die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom, wie na hom kom, die bruidegom, staan en luister, verbly hom, baie oor sy stem, maar die bruidegom is dan hierdie bonatuurlike blydskap volkome in Yahshua. Hy, my bruidegom, Yahshua, moet meer word, dat ek as Jahvis minder kan word. Halleluja. Ons moet minder word. Johannes 3 vers 36. Hy of sy wie die seun Yahshua glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam het, het die ewige lewe nie, sien hy nie. Maar die troonoordeel van Jahwe Almagtig bly op hom vaar. Finale opsomming. Maak jou seatbelt vas. Met al die bonatuurlike geopenbaarde woord, is dit onmoontlik om steeds te glo dat dit wat die Antichristeo, die kerk van Jesus Christus kan wees. Dit is wat Dani Botha sê. Julle weet wat hom teeu, die kerk hou hom teë, dat hy homself kan openbaar nie. Snert. En die internet sê dit. Die internet sê dit. Ons het niks hier van die kerk geleer, in hierdie twee boodskappe nie. Ons het van die Ruach geleer, halleluja. As ons nou baie kerke glo, en sê dis die Heilige Gees, wat hom teehou, die Antichrist. Maar hulle kom nie en verduidelik vir ons, hoe werk die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, dit teen nie. As ons gewone Afrikaans verstaan, weet ons verseker dat alles wat die Antichrist weerhou, om geopenbaar te word, is die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, op hierdie aarde. Ek vertrou dat hierdie studie vir u tot groot seën was. Deel hierdie studie of preek met almal wat u ken en wat u lief het,
sodat die woord kan uitgaan, dat die mense dit kan leer. Bid ook vir hierdie bediening asseblief. Ons volgende preek of studie volgende week is die leen van die regterstoel teologie. Julle pastore en predikante en kerksmense wat sê ons almal verskyn voor die regterstoel van Christus. Almal, sonder julle gaan, hier's 'n boodskap wat ek gaan preek. Hy gaan heel waarskynlik uit 3 gedeeltes uit bestaan. Dis te veel inligting, maar ons moet dit van 'n kant af vat. En ons moet die leen openbaar in die tyd waar ons lewe. Die leen van die regterstoel teologie. Dis volgende week as Jaffa Lewe Sondagspaar en Sibylla Baai is. Moet dit nie mis nie. Vrede en verhewe naam, die naam bo elke naam, die naam van Jafashua. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.